Hemelse Vader en lewegewer, oë wat deur trane verblind is, kan nie die sterre raak sien nie. So is daar op hierdie oomblik hulle wat dit moeilik vind om verby die droefheid van hulle harte sien. Hulle het in die dae wat verby is, van aangesig tot aangesig gekom met skreiende droefheid en verlies. Met die misterie van die dood wat 'n geliefde wegneem en vir ons geen verduideliking gee nie. U is bekend met menslike trane en gebroke harte. Besoek hulle met u liefde in hierdie moeilike oomblikke, want hulle het u hulp so nodig. Droog alle trane van hulle oë af en genees hulle harte. Gee aan hulle u vrede, nie soos die wêreldse vrede nie, maar standhoudend en ewig. U het beloof om altyd met ons te wees. Dankie dat ons daarom kan glo dat u elke tree van hulle lydenspad met hulle saamloop. Vertroos die hart wat treur. Wees hulle sterkte en rotsvesting om in te skuil. Staan hulle by in die moeilike dae wat voorlê. In die naam van Christus wat gekom het om ons finaal te troos. Amen. Die liedere waarna ons vanoggend gaan luister is liedere wat spesiale betekenis vir Daan gehad het, wat hom na in die hart gelê het, wat vir hom spesiaal was. En daarom kom ons sing die eerste lied, ons sing dit staande, die pragtige oorwinningslied. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer. Kom ons staan. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde, op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo. Blaas bassyne, slaan op tromme en kom dans voor God se oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Paula, Louis en Dani, Linda en Nelia en julle twee kleinkinders, Morney en Leandrey.
Elkeen wat vandag gekom het en ook later na die opname gaan luister, vergun my opnuut 'n woord van baie diepe simpatie met julle verlies. Ons groet vandag 'n geliefde man. Iemand van wie dit maklik was om te hou. Iemand wat maklik in jou hart ingekruip het, met sy joviale geaardheid, met sy mooi, skerp humorsin en met sy opregtheid was hy iemand wat maklik was om van te hou en vinnig in 'n mens se hart ingekruip het. Ons gaan hom almal baie mis, maar ons is vanoggend hier met ligte harte, want ons weet waar Daan is. Ons weet dat hy by sy Here is, sy goeie herder, wat hy met soveel oorgawe en liefde gedien het. Kom ons kyk na 'n video, 'n slideshow wat die familie opgestel het, en dan eer ons die Here vir Daan se lewe. When troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be.
shoulders, you raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Die boek Matteus was vir Daan baie kosbaar en spesiaal. En daarom het Paula gevra dat ek vanoggend 'n teks kies uit hierdie boek om hierdie diens te lei. En ek het deur die boek Matteus geblaai en daar's 'n paar tekste wat ek vanoggend oor sou kon preek. Die eerste is Matteus 5 vers 4. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Die Here se belofte dat julle sal vertroos word. 'n Teks soos Matteus 11 vers 28, kom na my toe almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. Jesus is die antwoord vir elkeen wat uitgeput en oorlaai is, veral julle wat uitgeput is na uitmergelende paar dae. 'n Teks soos Matteus 10 vers 29, is 2 mossies nie vir 1 sent te koop nie, en tog sal nie een van hulle op die grond val sonder die wil van julle Vader nie. Van julle is selfs die hare op die kop almal getel, moenie bang wees nie, julle is meer werd as baie mossies. Wonderlike vertroosting, dat ek en jy oneindig kosbaar is vir die Here, dat hy ons raak sien, dat hy weet van elke traan, van elke mossie, dat hy jou deur en deur ken. Die teks wat ek gekies het vir vanoggend, is in Matteus 28, die gedeelte vers 16 tot 20. Nie net omdat dit vanoggend Hemelvaartsdag is nie. Dit is woorde wat Jesus gesê het, oomblikke voordat hy in die hemel opgeneem is. Nie net omdat dit Hemelvaartsdag is nie, maar ook omdat dit een van die rykste beloftes in God se woord bevat. Ek lees Matteus 28 vers 16 tot 20. Die 11 disippels het na Galilea toe gegaan, na die berg waarheen Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, hoewel party getwyfel het. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Vers 20, en onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Besonderlik hierdie woorde, en onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Mag hierdie woorde vir julle 'n bron van diepe troos wees in die dae wat kom. Mag dit vir julle 'n anker wees en mag dit julle geloof versterk. Dit is vandag Hemelvaartsdag, 'n dag waarop die kerk van Jesus wêreldwyd herdenk dat Jesus opgevaar het na die hemel. Dit mag dalk vir ons vreemd wees om op 'n dag soos hierdie afskeid te neem, en tog ook nie, want die disippels het daardie dag ook afskeid geneem, maar tog nie, want Jesus sê vir hulle, sy heel laaste woorde in die boek Matteus, sê hy vir hulle, onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding. Toe hy opgevaar het, het hy weer na sy kerk toe gekom, hierdie keer op 'n dieper en 'n ryker manier deur sy Heilige Gees, en daarom kan ons weet dat Jesus vanoggend hier is, soos wat hy in hierdie vers beloof, ek is by julle al die dae, weet ons dat hy vanoggend deur sy Heilige Gees hier teenwoordig is. Dit is opmerklik dat Jesus vir sy disippels sê, en onthou, dat hy pertinent hierdie woorde gebruik, onthou.
Want Hemelvaartsdag is 'n onthoudag. En dit is ook vir julle as familie en vriende 'n onthoudag. 'n Dag waar ons die lewe van Daan gedenk. Die woord gedenk beteken in gedagtenis roep, waar ons hom onthou deur die foto's wat ons gesien het, waar ons hom onthou deur die pragtige briefies wat geskryf is in die blaadjie. Diep kosbare herinneringe, ons sal hom altyd onthou. Hoekom het Jesus pertinent vir die disippels gesê, onthou, ek is by julle? Want hy het geweet daar gaan dae kom wanneer sy disippels dit sou kon vergeet. Hy het geweet daar sou dae kom waar sy disippels daaraan sou kon begin twyfel of hy regtig by hulle is. Trouwens, ons het gelees dat toe hulle daar op die berg gestaan het, was daar toe alreeds disippels wat getwyfel het. Dis menslik om te twyfel. Maar Jesus se beloftes is sterker as ons twyfel. Daar is 3 dinge wat ons moet onthou. En kom ons oordink hierdie gedeelte na aanleiding van hierdie 3 dinge wat ons altyd diep in ons harte moet bære. Die eerste wat ons moet onthou is dat Jesus is by ons in sy almag. Hy is by ons in sy almag. Die eerste woorde van Jesus daar op die berg, die disippels het daar by mekaar gekom, Jesus het gesê hulle moes soontoe gaan, en toe verskyn hy aan hulle, en dan lees ons, toe het hy nader gekom en gesê, aan my is alle mag gegee op hemel en op aarde. Die eerste woorde wat Jesus vir sy disippels sê, daar op die berg, onthou, aan my is alle mag gegee in hemel en op aarde. Hemelvaart herinner ons aan die almag van Jesus, aan sy koningskap en aan sy oorwinning. Ons dink op hierdie dag hoe dat hy sy plek gaan inneem het aan die regterhand van die Vader en waar hy oor hemel en aarde heers, waar hy heers oor sy kerk, heers oor jou en my, heers oor 'n wêreld. En dit is hierdie koning, dit is hierdie almagtige koning wat dan so met oorgawe gedien het en so voluit gedien het. Een van die liedjies wat vir hom baie spesiaal was die liedjie van Juanita Du Plessis, Die koning kom. En Nelia wys vir my 'n video van waar Dan hierdie liedjie sing met volle oorgawe, hande omhoog en jy kan sien hoe dat hy dit uit sy hart uit sing. En dan sing hy, dan sê die liedjie hierdie woorde, presies wat Jesus sê ons moet onthou. Wie regeer, wie is in beheer, wie is die begin en die einde, die een wat was, wat is en wat kom. My hart wil sing, alle eer wil ek bring, hy is die weg en die waarheid, daar's niemand soos hy. Lig jou hande na bo, sing halleluja. Op hierdie oggend lig ons hande op en ons sing halleluja, want Jesus is die oorwinnaar. Hy het die mag van die sonde gebreek, hy het die mag van die bose verbreek. En ons dink aan hierdie dag besonderlik dat hy die mag van die dood verbreek het. In Openbaring 1 vers 18 sê Jesus vir die apostel Johannes, moenie bang wees nie, kyk dit is ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Ek het die sleutels van die dood en die doderyk, want Jesus is die oorwinnaar oor die dood. Hoe finaal die dood ook al vir jou en my mag voel, Jesus het die sleutels. Die graf is nie die eindpunt van Daan se verhaal nie. Omdat Jesus leef, sal sy kinders ook leef. Die dood is nie 'n doodloopstraat nie, maar dis 'n poort wat oopgesluit is. Want Jesus het die sleutels, 'n oopgesluite poort na die Vaderhuis. Ons kan saam met Paulus dit op hierdie dag uitjubel
in 1 Korinte 15 vers 55, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Jesus het die oorwinning behaal. Dit is die eerste wat ons vanoggend moet onthou. Jesus is koning en hy is in beheer. Al gaan daar dae kom wanneer alles buite beheer voel. Hy is die Almagtige. Niks kan jou uit sy hand uitruk nie. Daar kan nie 'n haar van jou kop val nie. Daar kan nie 'n mossie op die grond val sonder sy wil en sy beskikking nie. Onthou dit. Onthou dat niks jou van sy liefde kan skei nie. Nie trane nie, nie verlange nie. Romeine 8 sê dat daar niks in hierdie skepping is wat ons van die liefde van God kan skei nie. Want Jesus is die Almagtige. Die tweede wat ons moet onthou, is dat hy by jou is al die dae. Ook opmerklik dat Jesus pertinent sê, al die dae is ek by jou. Die verhoogde Christus hou sy kinders vas al die dae van hulle lewe. Dit is een van die mooiste refreine in die Bybel, dat God by jou en my is, al die dae. Een van die mooiste tekste vir my is Jesaja 43. Ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. As jy deur water moet gaan, is ek by jou. Deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie. Die vlamme sal jou nie brand nie, want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou redder. As jy deur water moet gaan, is ek by jou. Is ek by jou. Deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie. Vuur sal jou nie brand nie, want ek is by jou al die dae. Dan het die diep riviere en die vuur van beproewing geken. Vir meer as een keer was hy maandelang in 'n hospitaal. Maar aan God se teenwoordigheid het Dan sy lewe lank vasgehou. Hy het vasgehou en nie sy geloof verloor nie. Die kere wat ek by hom was, talle kere, het daar trane in sy oë opgewel wanneer hy vertel het van hoe dat hy bewus is van die Here se teenwoordigheid en dat die Here vir hom 'n werklikheid is. En soos Dan moet julle ook vashou. Moet julle ook vashou dat die Here by julle is. Al die dae. Al die dae, ook die dae van verslaandheid. Soos die afgelope dae het julle 'n diep verslaandheid beleef. Die dood van 'n geliefde ruk jou op 'n manier tot stilstand en bring 'n pyn in jou binnekant wat jy nie in woorde kan omsit nie. Alles voel onwerklik. Dit voel asof jy van binne af buitekant toe kyk en jy sien hoe dinge voor jou afspeel en alles voel net onwerklik. Dae van verslaandheid, en Jesus sê al die dae, ook op sulke donker, verskriklike dae is hy by jou. Al die dae, ook die dae wanneer die vraag opkom van hoekom en waarom. Vrae waarop daar nie maklike antwoorde is nie. Al die dae ook wanneer jy voel dat jy nie een tree verder kan gaan nie, dat alles net vir jou te veel is. Al die dae, ook die dae wanneer trane onverwags kom, wanneer 'n klein gedagte jou na binnekant skiet, wanneer jy sien dat jy 2 koppies neergesit het, 2 borde gedek het. Al die dae. Psalm 34 vers 19 sê, die Here is naby. Die Here is naby die gebrokenes van hart. Psalm 56 vers 9. U het op my trane gelet, in u boek staan hulle opgeteken. U het op my trane gelet, op u boek staan hulle, in u boek staan hulle opgeteken. Dat die Here so naby is, dat hy weet van elke traan, en dat hy daarvan boekhou, dat hy dit opteken in sy boek.
Hoe wonderlik om te weet en die diepe vertroosting dat ek en jy nooit alleen is nie. Nie enige dag van ons lewe nie. Paula, familie, die Here hou julle vas. Hy dra julle in die holte van sy hand. Laat sy teenwoordigheid vir julle 'n skuilplek wees in die dae van stormwater en vuur van beproewing. Die Here beloof hy los julle hand nie. Hy stap saam met julle tree vir tree. Onthou dit al julle dae. Die derde wat ons vanoggend moet onthou, is dat die Here se teenwoordigheid vir ons vrede gee. Onthou vanoggend sy wonderlike vrede. Die nabyheid van die Here al ons dae het 'n effek op ons. En daardie effek is 'n diep innerlike rus en kalmte. Paulus skryf die boek Filippense waar hy in 'n tronksel sit, 'n gevangene van die Romeinse regering onder moeilike omstandighede skryf hy die boek Filippense. En in Filippense 4 vers 5 skryf hy: Die Here is naby. Die Here is naby. En 2 verse verder skryf hy oor die effek van die Here se nabyheid. Vers 7: En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Die Here is naby en dit bring 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan, 'n vrede wat nie logies is nie, 'n vrede wat alle bang en vrees verdryf. Soos wat Dawid dit skryf in Psalm 23 vers 4, dat selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my, in U hande is ek veilig. Soos Jou Niemand dit sing, waar hy Psalm 91 sing, ek sal nie bang wees nie, vir die onheil in die nag, of verwoesting in die dag, ek sal nie bang wees nie, al val 1000 aan my sy, of 10.000 hier langs my, ek sal nie bang wees nie. Dit was so kenmerkend vandaan, dat hy hierdie diep innerlike vrede gehad het, omdat hy geweet het, die Here is naby. Die donker dieptes het hom nie oorweldig nie. Hy was nie bang vir die onheil in die nag nie. Ja, daar was moeilike dae, daar was swaar dae. Maar Daan het geweet aan wie hy behoort. Jesus was sy fondament. En nou ervaar Daan daardie vrede in sy absolute volheid in God se teenwoordigheid. Mag julle hierdie vrede ervaar waarvan Paulus skryf, 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan, omdat julle weet, Jesus is die Almagtige, hy is by julle al die dae, en sy vrede omvou julle. Vandag, môre, tot aan die volëinding van tyd, wanneer hy terugkom om ons te kom haal, om vir altyd by ons te wees. Amen. Ons enigste troos in lewe en in sterwe is dat ons aan Jesus behoort. Hemelse Vader, U weet dat ons vandag afskeid neem en dis seer, maar soos die disippels kyk ons op na die hemel. Dankie vir die kragtige troos van U hemelvaart, die wete dat Jesus nie weg is nie, maar by ons al die dae. Ons hou vas aan U teenwoordigheid. Here, wees op 'n tasbare manier by Paula en die familie, in die oomblikke van stilte, in die dae van vrae, in die tye wanneer die gemis en die eensaamheid soos golwe toeslaan. Wees dan die anker wat hulle vashou. En Here, ons vra vir U vrede, die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Laat die sekerheid dat daar nou in heerlikheid rus, vir hulle 'n bron van stille krag wees. Help hulle om net soos hy
sonder vrees die pad te stap, omdat hulle weet U stap elke tree saam. Laat die woorde, ek is by julle, in ons harte ego, vandag, môre, tot aan die einde van tyd. Amen. Terwyl ons sit, luister ons na die lied Take My Hand, Precious Lord, ook 'n lied wat vir Daan naby aan die hart gelê het. When my way groweth drear, precious Lord, lingered near. When my life is almost gone, hear my cry, hear my call, hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me on. Let me stand, I'm tired, I'm weak, I'm worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. When the shadows appear and the night draweth near, and the day is past and gone, at the river I stand, guide my feet, hold my hand, take my hand, precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me on. Let me stand, I'm tired, I'm weak, I'm worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. Ons vra vir Nelia van den Heever om die bedankings te kom doen. Baie dankie Nelia. Môre almal. Ma het gevra dat ek net 'n paar bedankings doen. Dankie vir Peer en Klantland Travis, as ook die personeel vir julle bystand in die geleentheid dat ma van die huis af kon werk, terwyl pa in die hospitaal was en om hom te versorg, en vir William vir die stap na pa toe in sy gebede. Dan vir Hanlie en Sarel vir julle oproepe en julle ondersteuning. Jolandi, Pieter Jan, Pieter en Leanne, al die hulp by die huis met pa, etes en bystand. Julle was altyd net 'n oproep weg en dit word opreg waardeer. Dominee Wouter en Yuki vir julle besoeke by die huis en hospitaal en julle ondersteuning. Dominee Wouter, baie dankie vir die mooi woorde vandag. Vir Jana en Willem, julle besoeke en omgee het ons baie waardeer. Vir Jana en Yuki vir die reël van die verversings hierna, as ook die susters van die gemeente wat julle bystaan. Dankie vir NG Wonderboompoort vir die gebruik van julle kerkfasiliteite en ondersteuning. Tannie Cathy vir Tannie se hulp by die huis tydens se herstel na die eerste operasie.
Dit word regtig baie waardeer. Oom Boet en Tannie Debbie, vir al julle hulp, omgee en ondersteuning by die huis en die hospitaal, en dan vir die res van die familie, vir al die oproepe, die omgee en die liefde. Ma wil graag dankie sê vir al pa se kinders en kleinkinders, vir julle liefde, hulp en sommer net alles wat julle gedoen het. Vir Martins begrafnisondernemers, dankie vir julle reëlings. Vir Martin Pretorius en Albert vir die heen en weer ry toe pa in die hospitaal was en toe ma nog nie kon bestuur nie. And thank you to Nozi for taking mom to the hospital to visit dad on his birthday. Dankie aan almal, al ons vriende en vir julle liefde en ondersteuning. Dan vir mamma. Dankie dat ma so mooi na pa omgesien het. Die heen en weer ry hospitaal toe, die geduld en die liefde sonder einde wat ma gegee het. Al die lekkernye wat pa so bederf het, of hy in die hospitaal was of hy by die huis was. Die koekies wat ma net op die regte plek geberg het, sodat pa skelmpies een kan kry en dink maar kyk nie. Ma is vir ons 'n voorbeeld, soos die dag wat ma beloof het, toe hulle getroud is, tot die dood ons skei. Dankie, mama. Nelia, daar is vir my gevra dat ek ook vir jou baie besonders dankie sê vir die mooi manier en die liefdevolle manier waarop jy voorgevat het en soveel dinge gedoen het, die PowerPoint en ag sommer net alles, ek neem aan die blaadjie, het jy ook die hele tyd 'n oogie oor gehou, baie dankie uit ons hart uit. Ek lees die begrafnisbrief soos op die blaadjie gedruk. Van die gewer het ons ontvang die gawe van 'n toegewyde man, vader en oupa Daan. Vir 74 jaar, 2 maande en 22 dae is hy aan ons geleen. Mense kom en gaan, maar al mooi herinneringe bly staan. So sal ons hom onthou. Sy stem het stil geraak toe God geroep en sy wil bekend gemaak het. Ons wie agterbly sal berus dat Gods wil vir die beste is. Ons treur nie sonder hoop nie, maar verheug ons in die gedagte dat ons eendag weer saam sal wees. Dan se heengaan word die betreur deur Paula, Louis, Dani, Nelia, Linda, Morney en Leandri. Ek vra dat die draers na vore sal kom met die uitlees van hulle name. Louis van den Heever, seun. Dani van den Heever, seun. Nelia van den Heever, skoondogter. Linda van den Heever, skoondogter. Wikus Borman, vriend. En Rihanna Joubert, 'n vriendin. Kom ons staan asseblief.